Die ewige verbond, deel 2. Ons gaan voort waar ons verlede keer in deel 1 geëindig het. Ons lees weer in Efesiërs 2 vers 10 tot 22. Want ons is sy maaksel, geskape in die Messias Yeshua tot goeie werke wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in daardie tyd sonder die Messias was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge met betrekking tot die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder Elohim in die wêreld. Maar nou, in die Messias Yeshua, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van die Messias, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe Adamiet kon skep en albei in een liggaam met Elohim kon versoen deur die folterpaal, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die goeie nuus van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die afgesonderdes en huisgenote van Elohim, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Yeshua die Messias self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n afgesonderde tempel in die Meester, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van Elohim in die Gees. Van wie praat Paulus hier? Hy bespreek die woorde van Esegiel 37 vers 15 tot 28, waar Jehuda die noordelike koninkryk as ver beskou het. Hierdie woorde aan die Efesiërs bespreek hoe Yeshua gekom het om sy volk weer as een bymekaar te bring deur die nuwe verbond, wat alleenlik gedoen kan word deur die eerste verbond tot niet te maak. Yeshua het self gesê, 'n koninkryk wat teen homself verdeeld is, kan nie standhou nie. Onder die ou verbond sou dit altyd verdeeld bly. Dus moes die ou verbond weggedoen word deur dit met sy dood te ontbind. Maar nou sal die nuwe verbond albei huise weer bymekaar bring as een, soos genoem in Jeremia hoofstuk 31, en word ook genoem oor die twee stokke wat weer bymekaar kom in Esegiel 37, waar die opstanding opgemerk word met die nuwe verbond wat in hoofstuk 36 genoem word. Omdat Majesteit Yahweh metafore ernstig neem, verduidelik dit waarom Yeshua die gesalfde een moes sterf. Daar was niks in die wet of Torah wat die noordelike ryk kon terugbring in verbond nie. Daar was geen offer om die geskeide noordelike koninkryk van Deuteronomium hoofstuk 24 te reinig nie, aangesien hulle saam met 'n ander man was. Dit is hoekom Paulus die volgende geskryf het aan die Galasiërs, in Galasiërs 2 vers 21. Ek verwerp nie die guns of genade van Elohim nie, want as daar geregtigheid deur die wet of Torah is, dan het die Messias te vergeefs gesterwe. Wat dui dit aan? Yeshua se dood het die spreekwoordelike lei skoongemaak vir dit waarvoor die offerstelsel van die wet of Torah nie genade kon voorsien nie. Dit word ook opgemerk in Handelinge hoofstuk 13 vers 39, en dat elkeen wat glo
deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet of Torah van Moshe nie geregverdig kon word nie. En Romeine 8 vers 3, want Elohim het wat vir die wet of Torah onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Waarvan kon die wet van Moses ons dan nie regverdig nie? Die egskeiding wat Majesteit Jahwe bepaal het. Toe hulle eers geskei was, kon hulle nie terugkeer voordat die verbond deur Yeshua se dood ontbind was nie. 'n Metafoor, ja, maar hy neem dit ernstig op. Toe het Elohim die egskeiding uitgereik weens hul oorspel soos vroeër genoem. In ooreenstemming met die wet of Torah in Deuteronomium hoofstuk 24 kon Elohim hulle nie terugbring in die verbond nie, want hulle was by 'n ander man. Daar was geen offer in die wet of Torah voorsien om 'n vrou toe te laat om terug te kom in die verbond met haar eerste man nie. Dus, terwyl Yeshua se offer inderdaad versoening gedoen het vir ons sondes deur dit heeltemal uit te wis, was sy offer nie spesifiek 'n sondeoffer in ooreenstemming met die wet of Torah nie. Let nou mooi op, die Pasga is nie 'n sondoffer nie. Dit kan eintlik as 'n vervangingsoffer beskou word, en dit is wat Yeshua vir ons gedoen het. Ek herhaal dit weer. Die Pasga is nie 'n sondoffer nie. Dit kan alleenlik as 'n vervangingsoffer beskou word, en dit is wat Yeshua vir ons gedoen het. Hy het in ons plek gesterf. Soos Paulus dus in Romeine hoofstuk 7 gesê het, wanneer die man sterf, word die vrou vrygemaak van die verbond, en sodoende word die vrou bevry van die sondes wat onder die eerste verbond gepleeg was. Weereens, sy offer was nie een wat in die wet of Torah gevind word nie, maar sy offer het die eerste huweliksverbond nietig verklaar en ons dus vrygemaak van die straf van die sondes onder daardie verbond. Halleluja! Yeshua se opoffering om sy lewe te gee het dus vir ons sondes, ons wetsoortredinge betaal. Dus, net soos Yeshua gesterf het en ons van die loon van ons sondes, ons wetsoortredinge, onder die eerste verbond bevry het, moet ons sy voorbeeld volg en aan ons ou self sterf en onsself nou bewys dat ons die getroue bruid is wat in die gees wandel en nie weer op dieselfde ou maniere volg as 'n egbreker nie. Maar die vraag is, hoe wandel ons in die gees? Deur te wandel in ooreenstemming met die wet, die Torah, Vader se ewige instruksies. Volgens Romeine hoofstuk 8 wandel diegene wat nie die wet of Torah nastreef nie, volgens hul sondige natuur, maar die wat in die gees wandel, jaag die wet of Torah na. Kom ons lees saam, Romeine 8 vers 5 tot 9, let nou baie mooi op, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is, want dit onderwerp hom nie aan die wet of Torah van Elohim nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van Elohim in julle woon. Maar as iemand die gees van die Mashiach nie het nie, diegene behoort nie aan hom nie. Baie duidelik, ons moet onsself as dood ag vir die wetsoortredinge, maar lewend vir Majesteit Jahwe deur sy seun Yeshua,
Dus bekeer ons en wandel in sy weë en sterf daagliks vir ons ou natuur, om in die nuutheid van hom te wandel, naamlik die wandel in die geloof van Abraham. Dan, deur ons ou self af te sterwe, sal ons opgewek word om in ons verheerlikte liggame te wandel, soos Yeshua, in die tyd van die volheid van die nuwe verbond by sy wederkoms. Net soos dit in Jesegiel hoofstukke 36 en 37 weergegee word. Maar hier is die ding, hy het een keer gekom, hy is een keer dood, hy gaan nie weer sterf nie. So net soos Hebreërs hoofstuk 10 verklaar, as ons dieselfde dinge bly doen, is daar geen opoffering meer vir sondes nie, net oordeel wat wag. Ons lees in Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Want as ons opsetlik, dit is nou moedswillig of wetend sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die Torah of wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van Elohim vertrap het en die bloed van die verbond waardeur hy afgesonder is, onrein geag en die gees van guns gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, sê Yahweh, en weer, Yahweh sal sy volk oordeel. Ontzagwekkend is dit om te val in die hande van die lewende Elohim. Broers en susters, mede-volksgenote, ons sal slegter daaraan toe wees as voorheen, as ons bly oortree, wanneer ons die kennis van die waarheid ontvang het. As iemand die waarheid geken het, en dit dan verwerp, is hy slegter daaraan toe as voorheen. Hoekom? Want daar is geen derde kans nie. So waar is ons nou met betrekking tot die nuwe verbond? Ons is nou in die Ketubah stadium, naamlik die huweliksverloving, en ons wag vir die volheid van die nuwe verbond, naamlik die huwelik, soos genoem in Openbaring hoofstuk 19. Soos vroeër genoem, gaan die verhaal van Openbaring oor 2 vroue, die hoer en die bruid. Ons is nou in dieselfde situasie waarin Miriam met Josef was. Onthou, hy wou van haar skei, al was hulle nog nie amptelik getroud nie. Dit is omdat 'n ketubah of verloving basies in 'n sin reeds beskou was, dat jy reeds getroud was. En net soos Josef van Miriam wou skei, indien ons bevind word dat ons ontrou is, sal en kan ons geskei word. Hierdie keer sal dit egter vir ewig wees. Die ontroues sal as die hoer beskou word en in die poel van vuur gegooi word. Die getroue gelowiges sal die ewige belofte ingaan wat aan Abraham gegee was en die beloofde land beerwe. Maar onthou, al is die eerste verbond nietig verklaar, bly die wet of Torah staan. Die wet of Torah is vir ewig. Dus toon ons onsself getrou tydens die ketubah, oftewel die verlovingsstadium. Ons toon onsself getrou deur die Torah na te streef, terwyl ons wag vir die volheid van die nuwe verbond, naamlik die huweliksverbond. Ons het nou net die onderpand van die nuwe verbond, deur die gees van Elohim waardeur ons verseël is, tot die dag van die wederkoms van Yeshua, wanneer die volheid van die nuwe verbond kom. Net soos Moses 'n nuwe verbond gebring het met die doel om mense in lyn te bring met die beloftes wat aan Abraham gegee was, bring Yeshua die nuwe verbond vir presies dieselfde doel, om die verbond wat met Abraham gesluit was te hou en te volbring.
Die nuwe verbond onder Yeshua stel ons in staat om deel te wees van daardie beloftes wat aan Abraham gegee was. Yeshua het gekom om die verbond te bevestig wat aan die aartsvaders gegee was. Wat was beloof? Die nageslag van Abraham sal die beloofde land as erfenis kry. Sien gerus Genesis hoofstuk 24, Genesis hoofstuk 50 en Exodus hoofstuk 33 vir meer agtergrond. Ons sal in 'n oomblik dek hoe dit alles tot stand kom. Yeshua se dood het ons vrygemaak van die vloek wat ons onder die eerste verbond se straf gebind het, en die vloek was ongehoorsaamheid aan die wet of Torah. Maar ons weet, baie probeer sê die nuwe verbond wat Yeshua bring, het eintlik weggedoen met die wet of Torah. Dit is eenvoudig nie waar nie. Trouwens, die nuwe verbond is waar die wet of Torah op ons harte geplaas word. Ons lees in Jeremia 31 vers 31 as bevestiging, maar dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê Yahweh. Ek gee my Torah in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Verdere bevestiging word gevind in Jesegiel 36 vers 27 tot 28, rakende waar die wet of Torah geskryf sal wees met die nuwe verbond. En ek sal my gees in jul binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen, en julle sal woon in die land wat ek aan jul vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n Elohim wees. Hierdie teksgedeeltes wys dat Majesteit Yahweh sy wet of Torah in ons gedagtes sal plaas en dit op ons harte sal skryf. En weet asseblief, dit is dieselfde verse wat in die Nuwe Testament aangehaal word wanneer die nuwe verbond bespreek word. Albei wys die wet of Torah is op ons harte geplaas. Nou dit is waar ons normaalweg mense hoor sê, presies, dit is op ons harte, so ons hoef dit nie meer te doen nie. Maar wanneer die wet of Torah op jou hart geskryf word, beteken dit eenvoudig dat dit natuurlik vir jou sal kom om dit te doen. Dit sal al wees wat jy wil doen. Dit verklaar, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken Yahweh, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, sê Yahweh. Wat beteken dit? Dit beteken ons is nog nie in die nuwe verbond nie. Ons is nog nie in die volheid van die nuwe verbond nie. Soos ek vroeër genoem het, het ons net 'n onderpand ontvang van die nuwe verbond deur die gees waardeur ons verseël is tot die dag wanneer die volheid van die nuwe verbond uiteindelik aanbreek. Mense reik steeds uit na hul naaste in ooreenstemming met Yeshua se woorde in Matteus 28 vers 19 wat verklaar: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies waarheen Israel verstrooi is, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die afgesonderde Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en beklemtoning is myne. Ten tye van die volheid van die nuwe verbond sal die wet of Torah in ons almal se harte wees, en ons almal sal dit foutloos uitleef. Maar tot daardie tyd streef ons dit na die beste wat ons kan na, volgens hoe ons elkeen dit individueel lees en verstaan. Sommige mense sukkel om te dink ons is nog nie in die nuwe verbond nie, en dit is verstaanbaar. Ek het ook so gedink. Ons moet egter daaraan dink in die lig van Josef en Miriam, toe Miriam swanger was. Josef wou van haar skei voordat hulle nog getroud was. Hoekom die egskeiding as hulle nie getroud was nie?
Weereens, dit is omdat hulle in ketubah of verloving was. 'n Ketubah word egter baie ernstiger opgeneem as wat mense gewoonlik dink. Nou dat dit gesê is en verstaan word, is dit die fase waarin ons nou verkeer. Ons wag vir die bruidegom om te kom, en hopelik sal ons getrou bevind word wanneer hy terugkeer met sy wederkoms. Maak dit nou vir u sin? Ons is in ketubah, die verlovingsstadium. Ons wil nie geskei word nie. Jy kan sê ons is nog nie getroud nie, Josef en Miriam was ook nie. Ons wag vir die volheid van die huwelik. Die nuwe verbond begin dus wanneer Yeshua kom vir sy bruid ten tye van die eerste opstanding. Jesegiel noem die nuwe verbond in hoofstuk 36. Dan sien ons dit tot vervulling kom by wyse van die opstanding in Jesegiel hoofstuk 37. Nou is daar sommiges wat sal sê dat die bruid nie die volke is nie, maar eerder die nuwe Jerusalem as gevolg van wat genoem word in Openbaring hoofstuk 21. Onthou egter dat die ewige verbond met Abraham was aangaande die beloofde land en die volk, soos in Exodus 32 vers 13 opgemerk is. Gedenk aan Abraham, Jitsak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gepraat het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Wanneer ons die nuwe Jerusalem in Openbaring sien afkom, moet ons onthou dis na die gebeurtenis waarna dikwels verwys word as die groot wit troonoordeel. Dit is waar almal wat nie in die eerste opstanding opgewek was nie, geoordeel sal word. Diegene wat in die eerste opstanding was, sal nie deel wees van hierdie laaste oordeel nie. Hulle het reeds al oordeel ontvang. So waar sal hulle in hierdie tyd wees? Diegene wat in die eerste opstanding opgewek is, sal in hierdie tyd in die nuwe Jerusalem wees. Wat wys wat? Die mense en die stad het saam afgekom en die hele belofte aan Abraham laat uitkom, soos ons aan die begin van hierdie studie bespreek het. Om die waarheid te sê, dis hoekom ons Majesteit Jahwe sien sê dit word gedoen net soos ons die nuwe Jerusalem begin sien afkom. Let op hoe Openbaring 21 vers 7 die volgende verklaar. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n Elohim wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wat beteken dit? Majesteit Jahwe het sy onvoorwaardelike belofte aan Abraham voltooi. Die mense erf die land, sy nageslag, wat verkies het om in sy weë te wandel, beerwe die land. Neem asseblief in ag, dit gaan nie net oor die grondgebied nie, dit gaan oor die grondgebied en die volk. In enige verbond in die skrif bly daar 3 dinge altyd onveranderd, naamlik die volk, die land en die Torah of wet. Die nuwe verbond begin by die eerste opstanding en kom tot volle vervulling net na die tweede opstanding, na die 1000-jarige vredesryk. Nog 'n element om te bevestig dat die volk steeds as sy bruid beskou word gevind in Hosea hoofstuk 2. Net nadat Majesteit Jahwe verklaar het dat Israel nie meer sy vrou is nie, noem hy hoe die tyd weer sal aanbreek dat hulle by wyse van die nuwe verbond syne sal wees. En onthou, as Majesteit Jahwe dit gesê het, bedoel hy dit. Dus, net soos Majesteit Jahwe Jerusalem en haar mense in die verlede verwerp het, sien ons die nuwe Jerusalem en haar volk op die ou einde saam. In die verbond was die wet of Torah binne in die ark van die verbond geplaas. In die nuwe verbond plaas Elohim die wet of Torah in ons harte. Diegene wat die wet of Torah in hul harte het, sal die van die eerste opstanding wees,
diegene wat saam met Yeshua as konings en priesters regeer in die 1000-jarige vrederyk op aarde. Ons is nou in Ketubah, die verlovingsstadium, en ons wag vir die volheid van die nuwe verbond. Ons moet getrou bevind word deur vir hom te lewe. Openbaring 17 vers 14, hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die meester van die meesters en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Baie is geroepe, min is uitverkore en baie min is getrou. Ons moet getrou wees deur Majesteit Jahwe se weë te volg, terwyl ons na Yeshua se terugkeer smag. Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters. Deel gerus hierdie video met medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen.